Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 24ste Desember 2025 en ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, geen warboel bestaan in die polisie volgens die minister. Nuushooftrekke vir vandag, bekende sanger Chris Rea sterf. Geen warboel bestaan in die polisie volgens die minister. KZN, amper die helfte van wetgewerslede geskort. Munisipale skuld aan Eskom beloop 105 miljard rand. SIA-koalisie word weer 'n stommer in 2026. Billebreier pos 2 bekende mede-afrigters. Die polisie beleef nie 'n krisis nie, ondanks die getuienis voor die Madlanga-kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel, soos die professor Farouz Chakalia. Die prentjie wat uit die Madlanga-kommissie aangaande polisieering in Suid-Afrika na vore kom, is van belang, omdat dit aan ons 'n storie gaan vertel, waarskynlik moeilik sal wees om te verseker en te aanvaar, naamlik dat daar hervormingsgebiede is wat aandag moet verdien en dat ons die vermoë, doeltreffendheid en aanspreeklikheid van die Suid-Afrikaanse polisiediens sal moet versterk. Daar is baie wat gedoen moet word, daar is baie wat verbeter moet word, maar ons begin nie van die vooraf nie en ons verkeer in nie 'n krisis nie, so het Chakalia in die media gesê. Chakalia sê die ongetoetste getuienis voor die kommissie oor die polisie is kommerwekkend. Chakalia sê hy het nog nie met die president oor die tussentydse verslag van die Madlanga-kommissie gepraat nie. Die kommissie het verlede week die verslag aan die president oorhandig. Dit sal nie aan die publiek bekend gemaak word nie. Die finale verslag sal wel bekendgestel word. Chakalia sê die kommissie se finale verslag sal help met die herstelproses in die polisie. Volgens Chakalia moet die polisie 'n voorbeeld stel. Ons moet bewys dat ons integriteit het. Ons het 'n professionele verbintenis tot diens aan die publiek en ons sal korrupsie en misdadigheid oral bekamp, of dit nou nie openbaar of in ons eie geleedere voorkom. Chakalia sê in die afgelope paar jaar het misdaadvlak in KwaZulu-Natal onder die leierskap van Makonasi en sy span beduidend afgeneem, hoewel dit steeds te hoog is. Volgens Makonasi gedra die inwoners van KwaZulu-Natal hulle self nou. Die 94 nuwe polisiekonstabels wat die provinsie bygekry het, help hulle om die polisieering te verskerp sedert die feestyd operasie op 15 Oktober begin het. Die verhoogde sigbaarheid van polisiebeamptes is altyd danksy hierdie nuwe rekrute. Die Britse sanger Chris Rea, in Suid-Afrika veral bekend om liedjies soos On the Beach en Auberge is dood, so het sy familie maandag aangekondig. Hy was 74 jaar oud gewees. Hy is vroeër omring deur sy familie, vreedsaam in die hospitaal oorlede na kort siekbed. Chris se musiek het die klankbaan van baie lewens gevorm en sy nalatenskap sal voortleef deur liedjies wat hy agterlaat. Besonderhede is nie verskaf oor sy dood nie. Rea het in 1978 vir die eerste keer in Brittanje bekendheid verwerf met die liedjies soos Fool If They Think It's Over en het in 1980s opgevolg met Let's Dance en The Road to Hell Part 2. In Suid-Afrika was Rea ook bekend vir die liedjies I Can Hear Your Heartbeat, Josephine en Tell Me There Is a Heaven. Pankreaskanker is in 2001 by Rea, gebore in 1951 in Middlesbrough in die noordooste van Engeland gediagnoseer, waarna sy pankreas ook verwyder is. In 2016 het hy beroerte oorleef, maar het hom met spraakprobleme en beperkte beweging in sy arms en vingers gelaat. Sy laaste album, One Fine Day, is in 2019 uitgereik. Van sy albums is meer as 40 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop, wat hom gevestig het as een van Brittanje se prominentste popkunstenaars. Rea wat oorleefde sy vrou, wat hy ontmoet het toe hulle tieners was, en sy 2 dogters. Die speaker van die KwaZulu-Natal wetgewer het byna die helfte van die wetgewer se lede geskort. Uit die 80 lede van die provinsiale wetgewer, die LPW, het om Tembeko Boys 36 MKP, LPW's en 1 EFF lid geskort vir grove wanorddelike, gewelddadige en onwettige gedrag. Volgens Boys is die LPW's vir 5 dae van 12 tot 17 Januarie 2026 geskort sonder betaling. Die LPW se salaris beloop sowat 1,2 miljoen rand per jaar. As hulle maandeliks 100.000 rand ontvang, sal hulle dus elkeen met sowat 16.000 rand beboet word. Chaos het uitgebreek op die sitting, waar die wantroue mosie teen Ntuli van die IFP moes dien. Die polisie moes onder meer ingeroep word om die orde te herstel. Ntuli die wantroue mosie, wat deur die MKP gebring is, met 40 teenoor 39 stemme oorleef. Die spesiale ondersoekeenheid het vanjaar heel wat sukses in die stryd teen korrupsie behaal. Die eenheid het 1,3 miljard rand in kontant en bates herwin, 2,7 miljard rand in potensiële verliese voorkom deur proaktief in te gryp, 5,6 miljard rand se waaraan kontrakte suksesvol nie te verklaar en het bewyse ingedien ter ondersteuning van
van toekomstige siviele terugvorderings ter waarde van 12,1 miljard rand. Benewens die suksesse waarop die finansiële syfers dui, het die SOE ook sy fokus aan die aanspreeklikheid en gevolgbestuur verskerp. Die eenheid het 325 verwysings vir dissiplinêre optrede teen amptenare gemaak, aansienlik meer as die teiken van 190 met groot sake by entiteite soos Eskom en die Gautengse Departement van Gesondheid. Die tydige afhandeling van 40 presidensiële verslae het ook die oplossing van ondersoeke na komplekse hoë prioriteitsmisdrywe bestodig. En nog 'n hofuitspraak, die Hooggeregshof van Johannesburg, 3 voormalige SAIK-raadslede beveel om 11,5 miljoen rand terug te betaal wat onwettig aan die voormalige hoofbedryfsbeampte Claudie Motsoeneng uitbetaal is. Die SOE benadruk dat voorkoming net so belangrik is soos die ondersoeke self. 'n Soektog is begin na 'n motorvoertuigbestuurder wat glo versuim het om stil te hou nadat 'n 8-jarige kind in Malinda, Oos-London, dood is toe hy op 'n fiets raak gery is. Lydens die polisie se inligting het die voertuig die seun getref terwyl die seun op 'n fiets oor die pad gery het. Die kind is op die toneel dood verklaar. Die betrokke bestuurder het van die toneel weggery en die besonderhede van die motorvoertuig is nog onbekend aan die polisie. Die dood van 'n 8-jarige kind in 'n sinnelose tref en trap voorval is hartverskeurende en ontstellend is gesê. 'n Tref en trap ongeluk lei volgens die departement nie net tot die verlies van 'n familielid nie, maar ontneem die oorledenes se naasbestaanes ook van geregtigheid en berusting. Die departement sal ook in televisie beeldmateriaal van die gebied nagaan met die hoop om die motor te identifiseer. Die departement doen verdere beroep op die ouers, voogde en alle volwassenes om waaksaam te wees en toesig oor kinders en om 'n bystand te verleen wanneer kinders paai oorsteek, veral in woongebiede. Die regsverteenwoordigers van 10 van die 11 lede van die Wes-Kaapse teenbende-eenheid aan wie Borte gister in die Landdroshof in Athlone geweier is, sê hulle gaan teen die beslissing appeleer. Die Landdros het in sy uitspraak gesê, die 10 ander lede het geen buitengewone omstandighede aan die hof bewys op grond waarvan hulle op borgtog vrygelaat moet word nie. Die Landdros het ook in sy uitspraak gesê, dit is noodsaaklik dat die hof die wet handhaaf. Die hof is nie hier om wette af te dwing nie, maar die hof is hier om die wette te handhaaf. Die veiligheid van die polisiebeamptes wat aan aanhouding is ook nog 'n kwessie. Die 11 lede is op donderdag 11 Desember deur die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat in hegtenis geneem op klagte van moord, ontvoering, aanranding met die doel om ernstig te beseer en 'n aanklag van poging tot regsveruideling. Die 11 polisiebeamptes was sedert hulle in hegtenisneming en aanhouding by die polisieselle by Bellville polisiekantoor. Die staat het na die weiering van die borgtog daarop aangedring dat hulle na die Polsmoor gevangenis geneem moet word. Nadat die departement van korrektiewe dienste genader is, het die hof egter beslis hulle moet by die Brandvlei gevangenis buite Woester en in die Woester vroue gevangenis aangehou word. Die saak teen hulle is uitgestel tot 29 Januarie 2026. Teen einde September het agterstallige munisipale skuld aan Eskom meer as 105 miljard rand beloop met 108 munisipaliteite wat die Nutsmaatskappy meer as 1 miljoen rand geskuld het. Mpumalanga, Gauteng en die Vrystaatse provinsies met die top 10 munisipaliteite wie se individuele skuld miljarde rande beloop. Dr. Godsiyenso Ramaggopa sê Eskom het 'n reeks strategieë wat daarop gemik is om die uitbetalings te verbeter en die kragverskaffer doen alles in sy vermoë om die skuldlas te kan verminder. Eskom het as deel van sy strategie om skuldinvorderings aan te help ooreenkomste tussen munisipaliteite en kragverspreiders bekend gestel. Dit is daarop gemik om munisipaliteite in staat te stel om inkomste in te vorder en toekomstige skuld te kan voorkom. Die eerste skoot in die nuwe seisoen van die SA20 reeks, klapreeks Vrydag, wanneer die MI Cape Town verdedigende kampioen teen die Durban Super Giants op Nieuweland in Kaapstad te staan sal kom. Dit is die 4de seisoen van hierdie reeks. Benewens MI Cape Town is die Durban Super Giants, die Pretoria Capitals, die Johannesburg Super Kings, die Parel Royals en Sunrisers Eastern Cape die ander spanne in hierdie reeks. Die reeks kry regmerkie langs omtrent elkeen van die kriteria wat nodig is om suksesvol te wees. Eerstens die T20 is die gewildste formaat van hierdie spel, dan is die beste spelers die Proteas, asook wêreldsterre van ander lande beskikbaar om te speel. Derdens, omdat elkeen van die spanne dieselfde bedrag geld beskikbaarheid oor eers geen span nie en dit beteken dat die uitkoms van die reeks grootliks onvoorspelbaar is. Die reeks het in die laaste paar jaar baie kredietwaardigheid opgebou. Mito Pereira, 'n Chileense golfspeler wat in 2022 so byna die PGA kampioenskap gewen het aangekondig dat hy op 30-jarige ouderdom nou gaan uittreë. Voor die besluit was Pereira se toekomsplanne onseker nadat hy onder die LIV valbuil beland het aan die einde van die Rebelle reeks se seisoen. Tans is my grootste begeerte om weg te stap van die kortstandige reis na Chili terug te keer en op my persoonlike lewe te fokus, het Pereira in 'n verklaring aan die media gesê. Golf het my toegelaat om persoonlik en professioneel te groei, om ongelooflike mense te ontmoet, verskillende kulture te ervaar en doelwitte vir myself te stel, het hy gesê.
Bryan McCullum, afrigter van die Engelandse cricketspan, wil in sy pos aanbly ten spyte van die groot nederlaag in die reeks om die as, maar erken sy toekoms is nie in sy hande geplaas nie. McCullum het die toer bestempel as die grootste reeks van ons lewe, maar die nederlaag in Perth, Brisbane en Adelaide het Engeland se hoop om die reeks teen hulle teenstanders terug te wen beëindig. Chris Silverwood, McCullum se voorganger, het nie 'n 4-0 nederlaag 4 jaar gelede oorleef nie. McCullum se kontrak verstryk in Januarie van 2027, wat die volgende reeks om die as in 2027 in Engeland gaan insluit. Soms wen jy nie, dan word daardie besluit oor die loopbaan aan ander mense oorgelaat, maar dit bly 'n lekker werk. Jy reis die wêreld vol en jy probeer om opwindende cricket te speel en doelwitte te kan behaal. McCullum het gesê, hy glo Engeland het wel verbeter sedert hy in 2022 as 'n afrigter aangestel is, toe hy en Ben Stokes, die kaptein, bymekaar gekom het en spelers aangespoor het om 'n vreeslose vorm van cricket genaamd baseball te speel. Siya Kolisi, Springbok flank en kaptein, gaan volgende seisoen weer 'n stomme stry oor sy kop trek. Lydens die verklaring sal Kolisi hom in Julie weer by sy ou span aansluit, waar hy 'n belangrike mentorskapsrol in die span sal speel en ook die spelersdiepte sal help uitbou. Die 34-jarige veteraan was bes moontlik gretig om terug te keer na die Kaap omdat Rachel Kolisi en hulle kinders na die egpaar sy egskeiding teruggekeer het na die moederstad. Andries Becker en Chris Rousseau, die hulpafrigter wat die nuwe breider Johan Ackerman by Jake White geërf het, is gepos na die span se kleitrappery in die VRK en Europese Kampioenebeker. Nou dat die span egter sy laaste 5 wedstryde op 'n streep verloor het, het Ackerman en die Bullebasse besluit om vroeër op te tree. Ackerman kan nou self besluit wie sy nuwe hulpafrigter sal wees. Hy sal minstens 'n nuwe agterlyn afrigter in Rousseau se plek wil aanstel. Die eerste nederlaag met Ackerman as afrigter was toe Ulster in Belfast gemaklik met 28-7 die wenners was. Die Bulle het hierna teruggeslaan met 'n nalskrapsege oor Connacht, naamlik 28-27 voor Glasgow, voordat die laaste toerwedstryd met 21-12 verloor het. Rassie van der Dussen sal van Vrydag af poog om MY Cape Town te help om die reeks in die SAT20 reeks te verdedig, nadat hy deurslaag geen meer rol in die verowering van die span se eerste kroon gespeel het. Ek sien om na my liggaam en het die plan om binnekort my kol weg te pak, het hy gesê. Ek kan beslis nêrens weer nie. Van der Dussen is een van 'n handjievol spelers op wie daar in September op die veiling 'n bod van meer as R5 miljoen toegeslaan is. Belewend van der Dussen is Rashid Khan, Risa Hendricks, Ryan Rickelton, George Linde, Kagiso Rabada, Coben Bos, Trent Boult, Thomas Kaber en Dane Piet ook weer beskikbaar. Advertensie van Netwerk 24, teken en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou waardig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2131, Polokwane 1627, Lephalale 1832, Mbombela 1828, Maikeng 1831, Pretoria 1831, Johannesburg 1631, Ermelo 1224, Galagari 2234, Gaborone 2030, Richards Bay 2026, Pietermaritzburg 1624, Durban 1825, Port St Johns 1629, Pongola 2028, Maputo 2232, Bethlehem 1326, Bloemfontein 1730, Allewal Noord 1428, Welkom 1831, Vryburg 1832, Kimberley 1933, Appington 2137, Prieska 2136, Springbok 1233, Karasburg 1634, Keetmanshoop 1934, Mariental 2335, Alexanderbaai 1524, Brandvlei 1834, Loederitsbaai 1732, Vredendal 1632, Kaapstad 1825, Sutherland 1227, George 1424, Jeffreys Bay 1623, Geberra 1624, Graafrenet 1634, Kaapogillas 1824, De Aar 1631, Multino 1019, Beaufort West 1629, laastens Oos-London 15 en 20 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.72 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.18, die euro verhandel teen R19.67, die pond kos R22.53, 'n yen kos 11 sent, platinum kos $2,229, palladium se prys is $1,855, silwer per fyn ons is $69.65 Amerikaanse sent,
Goud per fyn ons is $4,455. Brent ruolie per vat is $62, 40 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Kersdag is 'n dag van betekenis en tradisie, 'n spesiale dag gespandeer in die warm sirkel van vriende en familie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en Kersdag word vir almal toegewens.